Reg, hierdie is kwartaal 1 kantoorpraktyk. Hierdie is wat julle moet leer vir julle toets, vir die prep dogters. Reg. So as ons gaan kyk op bladsy 2, gaan ons eers bietjie gesels oor veiligheid. So hieronder is 'n paar kantoorveiligheidswenke. Eerstens, hou jou werksplek skoon en netjies, dra die regte kleredrag, hanteer kantoortoerusting op die regte manier en moenie met die toerusting werk indien jy nie opgelei is en weet hoe dit werk nie. Maak deure en laaie toe, weet wat om te doen in 'n noodgeval, neem genoegsame breuke of pauses en ruskanse, meld onveilige situasies aan, wees higiënies, hou uitgange skoon en volg die veiligheidsreëls van die maatskappy. Reg, dan as ons gaan kyk na waarskuwingstekens onder op bladsy 2, jy moet die teken ken, sowel as die betekenis van die teken kan gee. So ek gaan hom vir julle so klein bietjie groter maak. Hierdie teken waarsku jou dat die vloer nat is. Die volgende teken beteken dat dit wat binne in daardie houer is, giftig is. Die volgende teken gee toegang. Hierdie beteken dat dit vlambaar is, geen laai van selfone, elektriese skok kan plaasvind, so wees versigtig, geen selfone toegelaat nie, geen gebruik van selfone toegelaat nie, en geen lawaai. Reg, dan gaan ons oor na bladsy 3 toe, kantoor toerusting. Reg, nou hier het ons alles prakties in die klas gedoen, ons het ook so 'n bietjie oor gesels. So jy moet eerstens weet hoe om 'n versnipperaar te gebruik. So ek kan in die toets vir jou vra, skryf vir my die stappe neer, hoe om 'n versnipperaar te gebruik. So dan gaan jy sê, eerstens moet jy dit in kleiner pakkies verdeel, dan moet die masjien aangeskakel word, plaas die papier eweredig in die masjien, die versnipperaar sal dan die papier deur die masjien voer, en laastens moet jy die gesnipperde of die gekerfde papier weggooi en herwin. Reg, dit is dan die gebruik van 'n versnipperaar. As ons dan gaan kyk na die gebruik van 'n fotostaatmasjien, reg, jy skakel die masjien aan, jy wag vir die masjien om op te warm, afhangende van watse masjien jy gebruik, kan dit van 2 tot en met 5 minute vat. Maak seker dat daar genoeg papier in die papierlaai is, maak die bokant van die masjien oop. Dan gaan jy die papier op die glas plaas met die geskrewe deel op die glas en jy gaan die bokant toemaak. Kies die hoeveelheid afskrifte wat jy wil maak en of jy die fotostate in kleur wil hê en of jy dit slegs in swart en wit wil druk. Kies dan watter grootte die papier moet print of druk en druk dan die start of die begin knoppie. Onthou dan as jy klaar is om jou oorspronklike dokument wat jy in die masjien gesit het, weer te vat en neem dan ook jou fotostate. Reg, soos wat ek vir jou gevra het vir die stappe hoe om te werk met 'n versnipperaar, so kan ek ook vir jou vra vir die stappe hoe om te werk met jou fotostaatmasjien. Reg, dan onder op bladsy 3 het ons die uitleg van 'n kantoor of dit wat alles in 'n kantoor is. So, hierdie byskrifte is wel in Engels, maar ek het dit met julle in Afrikaans in die klas bespreek, ons het daaroor gesels, en ons het ook so 'n aktiwiteit gedoen waar julle in Afrikaans die vragies moes geantwoord het. So wat dan nou in die toets gaan gebeur of kan gebeur, ek kan byvoorbeeld van hierdie byskrifte uitlos, en jy moet dan vir my die byskrifte wat nie daar is nie, vir my gaan invul. Reg. So, ek gaan gou met julle deur hierdie woorde gaan in Afrikaans, sodat jy seker is jy weet waarvan ek praat. Eerstens het ons die monitor of die skerm van die rekenaar, dan het ons die rekenaar, die sleutelbord, 'n telefoon, dan 'n desk in Afrikaans word verwys na 'n lesenaar, jou asblikkie, jou kantoorstoel, dan het jy 'n laaikas met 'n klomp laaie in, 'n liaseerkabinet met sy eie labeltjies of etikette, dan daar het jy 'n notaboek, 'n invoermandjie en 'n uitvoermandjie, jy het jou laers en dan het jy daar 'n pennehouertjie of 'n
organiseerder. Reg. So gaan leer daai, sodat as ek ietsie uitlaat, jy weet wat om daarin te vul. Reg, dan is ons by tipes rekenaars. Daar is 3 hooftipes rekenaars. Ons het 'n persoonlike rekenaar, 'n skootrekenaar en 'n hoofraamrekenaar. So 'n persoonlike rekenaar word deur klein besighede of individue gebruik en dit word gewoonlik slegs deur een persoon gebruik. So as jy in 'n kantoor werk, jou stasie waar jou rekenaar is, word gewoonlik slegs deur jou gebruik. 'n Skootrekenaar is baie dieselfde as 'n persoonlike rekenaar, maar hy's makliker om rond te dra en mee te reis. So dit lyk soos 'n tas wat kan oop en toe maak. Hy's klein en maklik om rond te dra. Dit werk soos 'n persoonlike rekenaar en dit is maklik om toegang tot die internet en ander data te kry. Die laaste een is 'n hoofraamrekenaar. Nou hierdie rekenaar is gewoonlik word gewoonlik gebruik by lughawens of banke, groot besighede. Al die rekenaars is aan mekaar gekoppel en dan is dit aan die hoofraamrekenaar gekoppel. Baie inligting kan hierop gestoor word en die inligting word vinnig en maklik verwerk. Reg. Dan as ons gaan kyk na die verskillende dele van 'n rekenaar of verskillende rekenaartoerusting, as ek hier gaan kyk na die pyltjie of die wysertjie, wat doen die pyltjie of die wysertjie van 'n rekenaar? Dit is wat oor die monitor beweeg en sigbaar is en jy gebruik dit dan nou om 'n spesifieke funksie mee te kies. 'n Muis kan of 'n koord hê of dit kan koordloos wees, wireless. Jy beweeg die muis met jou hand om die pyltjie te beweeg. Daar is 'n knoppie aan die linkerkant en aan die regterkant met 'n wielietjie in die middel. Die wielietjie in die middel beweeg die bladsy op en af. Wanneer jy links druk, dan kies jy iets en wanneer jy regs druk, dan haal jy dit byvoorbeeld uit. Dan 'n sleutelbord, ons almal weet wat 'n sleutelbord is. Hierdie sleutelbord, as jy mooi gaan kyk, staan daar in die eerste ry letters Q, W, E, R, T, I. So die naam van hierdie tipe sleutelbord is 'n QWERTY sleutelbord. En ons gebruik dit as 'n invoertoestel. Met ander woorde, ons gebruik dit om data in te lees op die rekenaar. Reg, dan is ons op bladsy 5, ons is amper klaar. Die skerm van die rekenaar, dit is die uitsettoestel. Met ander woorde, dit wys vir jou wat jy besig is om te doen op jou rekenaar. Dit is breekbaar en moet versigtig hanteer word en die grootte word gemeet van die linkerkantste onderste hoek tot die regterkantste boonste hoek. Reg. Verskil tussen hardeware en sagteware. Hardeware is die fisiese toerusting en dele van 'n rekenaar. So dit is byvoorbeeld die rekenaar se skerm, die boks, die sleutelbord, die luidsprekers, die printer. Dit is alles voorbeelde van hardeware. Sagteware is die programme wat jy op die hardeware laai om dit te laat werk, soos Google, Word, Chrome, Microsoft Office ensovoorts. Reg, dan gaan ons kyk na wat 'n kantooradministrateur is. Hieroor het ons ook gereeld gesels in die klas. Eerstens gaan ons kyk na die pligte van 'n kantooradministrateur. Nou, pligte is dinge waarvoor 'n kantooradministrateur verantwoordelik is. So hulle is verantwoordelik daarvoor om telefone en e-posse te beantwoord. Hulle is verantwoordelik om die kantoorvoorraad in stand te hou. Hulle moet vergaderings en vlugte bespreek en hulle moet ook ander reëlings deurgee. En wanneer daar besoekers is wat by ontvangs aankom, is hulle ook verantwoordelik daarvoor om die besoekers te verwelkom en te help. Reg, dit is wat pligte is. Vaardighede waaroor 'n kantooradministrateur moet beskik, is dinge waarin hulle moet goed wees. So as ek byvoorbeeld vir jou vra, waarin is jy goed, dan moet jy vir my sê, jy is 'n goeie kommunikeerder, jy luister goed, jy kan mooi teken, reg. Soos wat jy goeie eienskappe het, moet 'n kantooradministrateur ook goeie eienskappe hê. So hulle moet goed kan kommunikeer, hulle moet aandag aan fyn details kan spandeer, hulle moet kan organiseer, hulle moet aanpasbaar wees, goeie kliëntediens lewer,
probleemoplossing, hulle moet kan multitask, met ander woorde, hulle moet op meer as een ding op 'n slag kan fokus, hulle moet met rekenaars kan werk en hulle moet tegniese vaardighede hê. Nou, tegniese vaardighede verwys na om met tegnologiese produkte te werk, soos die verskillende masjiene in die kantoor. Reg, dan kan ons data organiseer in kronologiese of alfabetiese volgorde. Nou, kronologiese volgorde is om dit te liaseer volgens datum. Nou, ek kan of vir jou vra om dit van die nuutste datum tot die oudste datum te liaseer, of ek kan vir jou vra om dit van die oudste datum tot die nuutste datum te liaseer. So ek kan vir jou 'n klomp datums gee, byvoorbeeld die 1 Januarie 2018 en die 2 Februarie 2019. Dan kan ek vir jou vra watse datum is die oudste, dan gaan jy vir my sê dis die 2018 datum. So dan gaan ek eers die 2018 datum neerskryf en dan die 2019 datum. Of as ek vir jou ander kant omvra om eers vir my die ander datum te gee, dan kan jy dit ook doen. En alfabetiese volgorde is om dit dan te gaan sorteer volgens die volgorde van die alfabet. Reg, dan het ons ook bietjie gesels oor kortpaaie of shortcuts. Nou hierdie is die enigste shortcuts wat jy hoef te leer, daar is 'n hele klomp in jou leer, maar jy hoef slegs hierdie te ken. So as ek onthou, alle kortpaaie begin met die knoppie control. Okay, so CTRL. Elke een van hulle begin met CTRL. So, CTRL plus A beteken all. Dan, as jy die N bydruk, dan maak jy 'n nuwe skermpie oop. C is copy, V is paste, tab is 'n nuwe tab, F is om iets te vind in die dokument en X is om dit te undo, met ander woorde om dit weg te vat. En dan die laaste gedeelte van jou leerpapier, kliëntediens bied ondersteuning aan besoekers. So nou het jy 'n besoeker, hoe gaan jy jou besoeker ondersteun? Wees professioneel, groet hulle hard en duidelik. Vra met wie hulle 'n afspraak en vra vir die besoeker se naam. Hou die besoeker ingelig. Indien dit bietjie lank vat en hulle lank moet wag, bied vir hulle 'n verversing aan. Ken die uitleg, weet waar watter kantore is en ook waar die kleedkamers is. Bly kalm in 'n stresvolle situasie en weet wanneer om vir hulp te vra. Reg. Hierdie is dan al wat jy hoef te leer vir jou kantooradministrasie toets. Baie sterkte met jou voorbereiding en sterkte met jou toets.